Ek staan hier by die kramat van Tuan Guru in die Bo-Kaap. Tuan Guru beteken groot leermeester en ons kyk na die taal van die Kaapse moslims, of moslims soos wat party mense sê. Dit is 'n stuk geskiedenis wat dikwels in die verlede oor die hoof gesien is en 'n taal wat geminag was en wat gesien was as 'n mengelmoes tipe taal wat maar afgeskryf kan word. En tog vandag sien baie mense dit as die oorsprong van Afrikaans, die taal wat deur geletterde slawe en ook politieke bannelinge uit die ooste gepraat is, maar nie net gepraat is nie, gepen was ook. Die dominante beskrywing van Afrikaans was die sogenaamde spontane ontwikkeling van Afrikaans uit 17de eeuse Nederlands. Wat beteken dat Afrikaans skielik net op grond van 17de eeuse Nederlands wat uit die Nederlande hier aangeland het Afrikaans het ons spontaan ontwikkel met 'n bietjie invloede hier en daar, hoofsaaklik invloede uit Nederlands en so meer. Maar dit dus beteken is dat die storie wat verkoop is aan geslagte jong studente is eintlik 'n halwe storie. Dis nie 'n volledige storie nie. Dis 'n storie wat sterk ideologiese onderbou het. En die vraag wat 'n mens moet vra is, en wat ons daai tyd gevra het, is dit, waar is die ander storie? Dan kom jy agter wanneer jy byvoorbeeld iemand vir jou vra, waar kom die woord baie vandaan? Of hoekom praat ons van ek en nie van ek nie? Hoekom gebruik ons die dubbele ontkenning nie? Hoekom praat ons van nou? Al daardie elemente is elemente wat terug te voer is na ander forme van invloede as byvoorbeeld Nederlands. In Nederlands praat hulle nie noodwendig van nou nie. Jy weet, waar kom eina vandaan? Jy weet, eina is nie 'n woord wat die Hollanders gebruik nie, jy weet, of die Duitsers gebruik nie, of die Franse gebruik nie. Maar mense moet ook aanvaar dat dit wat jy uiteindelik kry in die Kaap is hierdie wyd verspreide elemente van kreolisering. Want hierdie mense kom hier en hulle is uit verskillende dele van die wêreld. Iewers moet hulle 'n lingua franca kry om met mekaar te praat. En wat gebruik jy? Jy gebruik dan hierdie taal wat hoofsaaklik gepraat word en jy omvorm dit. Dit word omvorm in die monde van mense. Koning gegaan het ek maar in 1997 begin te versamel. Almal hierdie Henderton geskrewe kitaabs het ek in Ocean View, Kalbaai, Simonstad, 'n retreat van ons eie mense wat gebly het daar. Ek het dit by hulle gaan leen. En ek het dit geskrywe, wie het dit geleen en hier is hier binne-in. Die persoon wat dit geleen het, dan laat ek vir hulle skrywe, hulle notas hierin, dat hulle het dit vir my geleen en daar's omtrent oor die 50 van hierdie kitaabs by die Heritage Museum in Simonstad. Lang voor ons gekom het, die political exiles en die imams en die missionaries, hulle het tussen die mense gebly en so het die Java taal en die Afrikaans met die Hollandse taal en al die ander Khoi-tale, dit het saam uitgekom waarby hulle het die tale by mekaar gesit en die voorlopers was gewees
Imam Afendi, dan was daar Ahmad Davis, dan was daar ander mense, Irfan Rakib, daar was klom, hulle het ook die taal nou uitgebring in so 'n manier waarby hulle kan dit nou skrywe, maar dan sal die Hollandse mense en die Britse, hulle sal dit nie kan verstaan nie. Want as hulle dit in so 'n manier skrywe, dit is in Arabies, maar dan kan baie van die VOC'se mense, hulle kan die hele Koran lees, hulle kan Arabic lees, maar hulle kan nie dit lees nie. Mijn naam is Muttaqin Rakib. Ik is geboren in die Kaap, maar in die stad van Athlone was ik geboren in 1962. Als een mens kijkt naar onze manuscripten, zal ons zien dat is Arabisch en dat is Maleis. Okay? En dit is de basis van een sterk geloofbasis. Als we praten van bijvoorbeeld dat hierdie manuscripten was geschreven om een verduidelijking te geven over die islamitische wetten. So, dit gaan omtrent islam. Recht? So, nou zien ons dat die manuscripten was geschreven om mensen bijvoorbeeld bewust te maken van islam als een geloof. Nou, uit hierdie sien ek sprei die Afrikaans. Toe die Maleise taal vervang word deur Afrikaans, sien ons ook dat manuskripte word nou geskryf in Afrikaans. En dit volg dieselfde patroon soos Malay vasgevang was deur die Arabiese alfabet, word Afrikaans ook nou vasgevang deur die Arabiese alfabet. So vir my het die taal ek praat nou spesifiek van Afrikaans soos ons hom ken daar in die Bo-Kaap, hy het 'n groot beginsel van geloof. Hy's gebou op geloof. Ik is Fatma Ali, ik is in die Bo-Kaap geboren. Ons kom van Malaysia, ons kom van Saudi-Arabië, ons kom van Jemen en Saudi-Arabië. So ons is 'n mengelmoes van soveel mooi kulture en soos ek hier sit, sien ek myself as 'n kultuur en 'n taalaktivis. Ek is geen akademikus nie, ek is geen historikus nie. So wat ek doen is ek kyk aan die werke wat die wyle Dr. Ahmad Davis gedoen het. As hy nie sy research gedoen het nie, as hy nie sy PhD gedoen het oor the history of the Muslims of the Cape, sal ons nie eens geweet het dat die Afrikaans ontwikkel het nie. Soos, as ons nou kyk, die werke wat hy gedoen het, hy het nou gegaan in die archives en hy het gekry manuskripte, en in die manuskripte was gewees Arabiese skrif. Maar toe hy die Arabiese skrif lees, en toe sê, maar dit is nou Afrikaans, en hoe is dit nou so? So dit is wat ons voorvaders gedoen het. As 'n mens kyk na hierdie, dan kan 'n mens sien dit was vasgevang met die Arabiese alfabet. En van daar vloei ons na hierdie toe. Maar dit is toch Maleisisch. Dit is Maleisisch. Ja. Dan word dit opgevolg deur Afrikaans. Wat ook vasgevang was deur Arabies. En vir my moes dit die veels maklikste iets wees wat hulle kon doen. Om het te skryf in Arabische, met die Arabische schrijfstelsel. As mens
toe dink, wat is my herkoms? Waar kom ek vandaan? Ek kom van die Bo-Kaap, maar my storie, dit begin nie daar nie. My storie begin ver weg. As ek nou dink van Indonesië en Maleisië. So ek is verseker dat julle het gehoor van Sheikh Yusuf van Makassar, wat in Makassar hier in die Kaap begrawe is. Maar hy was in die laat 1600s, hy was 'n banneling gewees en hy was hooggeleerd en hy het toe Kaap toe gekom en hy het plek gekry in 'n plek wat hulle toe genoem het Makassar en daarom is Makassar is na hom vernoem, Sheikh Yusuf of Makassar. En omtrent so amper 100 jaar later, toe kom Tuan Guru wat ook 'n banneling was. So hy was gewees een van die prins van Tidore Islands in Indonesië en daar's 'n klompie islands so by mekaar. So dit was nou gewees die Speserye Islands en dit is wat die Dutch so beoog het want daardie kant van die wêreld gaan al die verskillende speserye. En die speserye was baie belangrik gewees om kos goed te hou, om dit te preserve. So daar was, as ons nou dink van Tuan Guru, hy was gewees een van die revoltes amper mense en sê. So hy het die mense aangespoor om teen die government, teen die Dutch, teen daardie tyd, op te staan. So hy was gesien gewees soos 'n probleem. En die beste manier om hierdie probleem uit te roei is om hom op 'n skip te sit met van sy familie, van sy vriende en om hom te bring na die Kaap, to the Cape of Good Hope. En toe sit hulle vir hom op Robben Island. So hy was op Robben Island gewees vir 12 jaar. Nou imagine nou. Op 'n ouderdom van omtrent 78 jaar word hy verban na die Kaap en hy word geplaas op Robben Island. Maar destyds op Robben Island, wat gebeur is toe, dat omdat hy 'n baie opgevoede persoon was, skryf hy toe boeke op die eiland. En hy skryf ook die Koran. En nou moet ons onthou, uit sy kop uit. Hy het geen boeke saam met hom gedra nie, vanaf die eiland nie. So hy skryf hierdie alles uit sy kop uit. Okay? Maar vir my, wat dit vir my beteken is dat hy skryf hierdie boeke. Hy skryf die boeke oor omtrent Islam, hy skryf die Koran. Wat dit vir my wil sê is dat hy het hom voorberei. Hy gaan nie weer terug huis toe nie. Daar gaan nie weer 'n moontlikheid wees dat hy kan terug aan huis toe nie. Hy vind homself aan die Kaap en hy moet hom voorberei vir die Kaap. Jy gehoor van Tuan Guru. Nou Tuan Guru het geskryf die Koran met sy eie hand kompleet. Ja. Arabies. Hy het geskryf kompleet. Hierdie man het weer die Koran getranslate van die Arabies in Afrikaans.'n Tyd terug het ek en 'n kollega van my eintlik gepraat toe ons nou meningsverskil gehad oor die betekenis van 'n woord wat nie meer bestaan, wat nie meer in gebruik is nie. En wat mense maar deesdae doen as jy nou 'n goue antwoord wil hê, dan Google 'n mens nou. Dis presies wat ons gedoen het toe. En as 'n paar woorde wat as ek nou reg onthou was die woord sopang, wat presies is die betekenis van die woord sopang. En as 'n ander woorde kan ek nou nie, maar nevertheless, toe nou Google ons die woorde, net om te vind dat Google is eintlik meer oningelig as ons was. En ons was verbaas om te vind dat nog niemand het nog op hulle gevat om dit op te neem, die woordelys saam te stel. En dis basies waar ons begin het nou toe. Almal praat oor Kaapse Mosambik, maar niemand zoom in op Kaap. En dis wat ek nou besluit om te doen. Ek gaan nou in zoom op Kaapse Mosambik. Wat presies is Kaapse Mosambik? Die woorde, die sê goed. Die idiomatiese uitdrukkinge. As ek net sommer vir jou 'n tipiese gesprek kan gee om jou idee te gee hoe Kaapse Mosambik Afrikaans verskil van ander variëteite van Afrikaans, is byvoorbeeld ek ontmoet toe 'n persoon en ek nooi hom saam met na 'n funksie te gaan. En hy sê my nee man, ek sal nie kan gaan nie man, ek gaan mos na Gaza en mos aan my Jesus so 100 dae. Hy mos nou in die poase gaan meneer nogal in Sobukse wag toe, 'n paar dae voor la barang.
En net die oggend en net klaar gesouer, die bange Bilal en hy gaan neem op das en hy maak sy salam. En in sy tweede rakat in sy sujud kry sy azal. Ons voorvaders het gevat 'n taal wat hulle nie geken het nie en 'n taal ontwikkel deur die Arabies te gebruik om die taal van Afrikaans uit te spraak. Maar daardie tyd het ons geweet dit is Afrikaans nie. Maar ons was onder die indruk gewees dat, wie wat, die Afrikaans wat ons praat. So as ons nou sê, buiter makassie, of het jou voete nat gemaak, het jy gepoasa, het jy abdas geneem, het jy sumbaying, daardie Maleise woorde, het ons geweet, was al klaar deel van Afrikaans nie, want toe ons skool toe gaan, my moedertaal is eintlik Afrikaans. My ouma grootjie, my ouma, my oupa, my pa, my ma, my sisters, my aunties, my almal praat net Afrikaans. So ons generasie, ons praat nou van 1960s, ons praat net Afrikaans met mekaar, want ons huishoude was gewees in Afrikaans, maar toe ek 5 jaar oud word, toe word ek gedruk in 'n Engelse skool. Toe gaan ek stap uit toe. Ons moes nie gehad van grade 1 nie. Toe gaan ek stap uit toe, George Goulding Primary School, en was 'n Engelse skool gewees, want my ma het gesê, my ouma gesê, nee, ons wil hê julle moet praat soos 'n wit man. So ons het nooit Afrikaans gepraat buite die huis nie. Ons het net Afrikaans gepraat binne in die huis in. Toe ek na skool toe gaan, toe sê ek nou, ons gaan nou lekker op die kooi spring en al. Toe sê hy nie, dat is niks van kooi nie, dat is 'n bed. Jy spring op 'n bed, okay? En dit is nie jou auntie, dit is jou tante. En dit is nie jou ma nie, jou ouma, jou oomie nie, dit is jou ouma. Toe kom ek huis toe sê ek, maar gits, wat so te Afrikaans, die Afrikaans wat ons praat, maar is eintlik verkeerd. So ek is nou 56 jaar oud, en is nou 51 jaar later, en ek besef, genade tog, daar is so baie van ons kultuur, wat gekoppel is aan taal, wat gekoppel is aan ons geloof, wat ons nie eens geworry het om research oor te doen nie. So mens kyk na die vroeër Arabisch-Afrikaanse tekste, sal jy mens sien waar die Kaapse moslims hulle Afrikaans, hulle uitspraak vandaan kom. En hulle voorkom dat destydse Maleiers het hulle Afrikaans uitgespreek soos woorde in die Maleise taal uitgespreek word. Dus hulle vorm dan almost pronounces a language different to the native speaker. Dit is presies wat daar gebeur het. Ja, 'n tipiese voorbeeld van daai nou is byvoorbeeld die letter J. Die letter J word in die Maleise taal word uitgespreek soos in Engels, soos die Engelse woord Jack, J. Afrikaanse J word uitgespreek soos die Afrikaanse letter AY, J. J, ja. Byvoorbeeld, nou kry jy woord soos Jalang, jy kan hoor Jalang. Nou die Arabiese skrif gebruik hulle die woord Jim, wat nou 'n J staan gee. Dan kry jy die Arabiese letter Ja, wat beteken ja, wat die J. Nou Jalang sal hulle met 'n Jim uitgeskryf, Arabiese werk met 'n J, so Jalang kan jy mens weer J. Nou kry jy byvoorbeeld Afrikaanse woord soos, ook met 'n J gespreek, soos Japan. Ook met 'n J, maar uitgespreek soos Japan. Kaapse moslims spreek daai woord Japan as Japan uit. Maar hoekom? Soos die Kaapse die oorgeërfde manier van die J klank uitspreek, Japan. Kry mens byvoorbeeld die Afrikaanse woord nou jy, JY, gespreek standaard Afrikaans met 'n Y, soos uitgespreek jy. Kaapse moslims spreek die J uit, nou soos 'n J. En dan byvoorbeeld dan kry mens byvoorbeeld nou net ook woorde soos 'n woord chi. In die Arabiese en Maleise taal kry byvoorbeeld die woord woorde van al twee tale nou voorkom as die woord bunchi en kachi. Nou in die Maleise taal spreek hulle die C uit as CH. So dan was B-U-C-I, maar hulle spreek dit bunchi uit kachi, bunchi. En dis hoe die meneer met die Kaapse Malayer hulle chi uitspreek. In standaard Afrikaans word met T, J, I uitgespreek, maar hulle wil nou T word uitgespreek as ki, boeing ki, kar ki. Nou al die ander woorde wat met 'n T, J, TJI eindig, spreek die Kaapse moslims uit as chi, bichi, honchi, stechi, kachi.
Ek is Zainonisa Misbach. Ek is gebore in die Bo-Kaap, maar in daai tyd was dit die pad van die Bo-Kaap, dit was Scotches Kloof, want dit was reg bo in Markstraat en dis amper soos daai dae was 'n grey area, dat different mense daar gebly, al die different nationalities. So dis ek en my man en dis Bismillah restaurant. Dit begin in 2004. Toen begin ek die cooking classes. Ek het 40 jaar gelede het ek die eerste restaurant geopen hier, Bismillah restaurant. En toe weer my paale die een kant van hulle huis opgemaak vir 'n restaurant, maar het 'n panoramic view gehad. En toe het ons nou daar die Noongan, want het was naby die Noongan daar bo in die berg. So ons het 'n Noongan restaurant gebly. En ek het hier in die huis gehad 'n klein curry and art restaurant. So ek het tussen 3 restaurante beweeg. En nou doen ek die cooking lessons. Die Afrikaner gemeenskap en die moslim gemeenskap het baie in common in. Daar is baie wat in common is. En as ons nou dink van speserye, ons kom van die land van die speserye. So alles, ons het niks gemeasure nie. Alles was geweest, okay, gooi 'n bietjie van die in, is die color reg, ruik dit reg, proe dit reg. Toe begin ons mos nou om af te skryf 5 mm, 1 teelepel en so voort. Maar ons oumas het dit ingegooi, gesê, okay, het lyk reg, het proe reg, fyn. As dit dus dat een kan. En ons oumas het nie in bulk gekoop nie. Hulle het klein soorte kossies gekoop en dit. En die kosse wat ons geëet het was altyd vars geweest. En daar was nie soos freezers geweest nie. So as jy die kos gemaak het vanaand en as sit ons op die brood of dit is vir lunch en dan vanaand maak ons weer lekker ander kos. Vir ons cooking klasse maak ons net chicken curry. Hoekom om 'n curry te maak, Malay style, almal maak curries. Maar elke curry is different. Right? So die Malays het 'n spesiale masala. Hulle eet nie baie sterk soos die Indians nie. So dis hoekom ek doen. En dan doen ek dalchies om turmeric te gebruik en dan doen ons samosas om die samosa vulling te maak en is general goed wat jy op die pad sien wat jy elke dag eet om te maak. En dis hoekom ek daai disse choose het om te maak vir die cooking lessons. Ek dink daar was altyd 'n identity crisis. Ons is moslems, maar ons is Cape Malay. Ons praat Afrikaans en ons praat Engels, maar die Koran is in Arabies in. En is amper asof ons nie geweet het waar ons inpas nie. So wat is die beter woord om te gebruik? Is die beter woord om te gebruik Salah, is die beter woord om te gebruik wudu, of is die beter woord om te gebruik abdas neem of om te tombaying. So die madrasas het begin verander. So alles was eers gewees in Afrikaans in. En toe word dit meer academic, want die madrasas was nie gewees soos dit nou is nie. Dit was gewees by iemand se huis of wat was gewees by 'n masjid en dit was gewees 'n imam of 'n khalifa wat vir jou geleer het en dit was nie soos regulated nie, soos dit nou is nie. Soos daar is nou soos Islamia High School wat nou is 'n Muslim high school, daar is Al-Azhar High School, daar is baie Arabic schools wat dan nie gewees het toe ons groot geword het nie. So die language change het gekom, want al die kinders van ons generasie was gestuur na Engelse skole toe. Ons het Engels geleer lees en geleer skryf. Ons het nie geleer Afrikaans skryf nie, maar ons kon Afrikaans praat. Die ontwikkeling van van Islam is natuurlik dat dit versprei vanaf die Midde-Ooste na uiteindelik Suidoos-Asië toe, na ander dele van die wêreld toe. Want dit was nie noodwendig
Arabies soos dit gepraat word in die Midde-Ooste nie. Dis 'n Arabies wat oorgelewer is deur middel van Maleis, deur middel van die verskillende tale, Boginees, op die eilande van Indonesië. En daardie verhaspeling van taal uiteindelik wat ook in kultuur natuurlik, wat uiteindelik 'n rol speel wanneer slawe, wanneer politieke gevangenes na die Kaap toe afgevoer word of verban word. En op daardie manier beland Arabies as deel van Maleis. Ek was nou quite shocked dat ek gaan travel naar Maleisië, wat ek uitgevind het hoeveel woorde is in Afrikaans wat nou van Malay en Indonesian language kom, soos die pisang kom van daar, die laitjie, hulle sê laitjie, hulle sê nog altyd die kombuis laitjie, is 'n laitjie. So dis 'n Malay woord, dis hier as 'n Java woord. Daar's baie woorde, jalang gaan hier af en laparang, hulle gebruik nog laparang ook. En dis Afrikaans kind of woord vir Eid Mubarak, laparang. Maar Indonesië en Maleisië gebruik nog altyd daai woorde. Nou wat ook baie wonderlik is dat in ons familie in Simonstad is my oupa se naam Pamang, my oudste broer se naam is Pamang, my oupa se broer se naam is ook Pamang. En as ander mense se naam ook Pamang. Nou die dorp in Indonesië waar die political exiles vandaan gekom het, die dorp se naam is Pamang. En dan die masjid in Indonesië is die Nurul Masjid. Die masjid in Simonstad en die masjid in Cape Point is ook die Nurul Masjid. Die Jamaah of die congregation in Simonstad is die Lali Malas. Die Jamaah in Sumbawa is ook die Lali Malas. Dan is daar ook, vir my was gesê gewees, jou naam, jy het 'n slawenaam en jou naam is nou Lalu Ibrahim Dia Malela. So hulle het my gedoop met die nuwe naam. En al die jare in Simonstad, dan het hulle die jong seuns geroep Lalu. En 'n meisie as Lala. En dieselfde gebeur in Simonstad. Daar's van die seuns met die naam Lalu en Lali vir die meisie en dieselfde in Indonesië. Maar daar's natuurlik 'n klomp oorgeërfde Afrikaanse woorde wat uitsluitlik die Kaapse moslems gebruik. En die Afrikaanse woorde vind die mense in Afrikaanse woordeboeke nie. Maar as word wel die Afrikaans gebruik. Soos ek genoem het, Slamse skool, Koplees boek, ons praat van kersopsteek, Goedzazis, ons praat van geate, Tabitsi, ons praat van Chaya. Chaya. Okay, bijvoorbeeld Chaya. Chaya is een persoon die gezegd, alles wat die Kaapse sê, ook nog met hom gepraat, maar sê Chaya, dit is so lekker gelyk. Sy gesig het is so lekker gelyk. En Tabitsi natuurlik is altyd nie mense. Die word is nie meer gebruik, die Tabitsi nie is 'n kledingstuk wat iemand nou so aantrek wat even dit. Geate is eintlik 'n is afgeleid van die woord geaardheid, maar hulle gebruik dit in 'n ander sin as maniere. Uit lelike maniere, en dus uit lelike geate, uit lelike geate, maar eintlik maniere. En Goedzazis natuurlik is mense wat nou Mekka toe gaan en op pad Mekka toe te gaan of teruggekom het, hulle word genoem Goedzazis natuurlik. En ek het gesê, in Koplees boek destyds en die mense hulle slums wat hulle noem slums skool na skool, het was sê bijvoorbeeld gaan nou na die gewone skool toe, en na skool gaan die kinders nou na hulle madrasses toe. En madrasses het hulle lesse gekry wat hulle in hulle kop moet sit nou. En om onthou islamitiese lesse wat hulle gekry. En die goed wat in hulle kop moet nou was 'n koples, nou moet hulle nou kry hulle vandag het, nou leer hulle vandag. Hy is tog nou met hulle koppe sit. En die volgende dag word hulle toets op. En dit is waar die woord koples vandaan kom. As koples boeke natuurlik. My pa was 'n imam. 'n Imam was 'n imam. Hy was imam by die Long Street
Longstreet Mosque. Longstreet Mosque. En hy was en hy die in die huis, slumse skool gehou. Alif Bata Jim Hodal Raza Sinshin Sada todo Heinrein Pakofka la Mim del Wohala Malifam Zaya Wasalam. Kan ek nog daai onhou vir Amberone ja. My maat gemaak sisters. Weet mos hoe sister lyk, né? Sister lyk. En dan as dit uit die skool uitkom, dan moet ons die sisters gaan verkoop met 'n mandjie. En dan as die sisters aan met 'n varkie en dan gaan ons nou na dan door to door. Sisters. Sisters. 3 pence 1. 3 pence is 3 pennies. And 6 pence is 5 pennies, né? 6 pence. Oh, 6 pence, ja. Ja, en 'n olap. 'n olap is 'n penny. 'n olap. En 12 is 2 pennies. En 3 pence is 3 pence. En so aan. Nou gaan dit nou 4 lap, 5 lap, 6 lap, 7 lap, 8 lap, 9 lap, 10 lap, 'n pond. Die traditional weddings, er was nou in 'n hall, 'n groot hall en dan hulle kosse en daar's altyd konfyte. Dit is nog altyd traditional. Die waterlemoen konfyt, die seevye konfyt en almal daai soort goed. In my tyd het hulle as die weddings nou 'n groot wedding is, dan invite hulle especially die singers. Nou daai singers het tussen almal gesit. En dan sing jy net as doodstil, as spring iemand op, dan begin hy sing. En almal recognize vir hom Rosa, al die romantic songs en daar's 'n hele gesingery. Die beste singery en die mense wat die kosko eet, hulle sing saam. So almal sing, daai hele hol sing. En dan ook iets, hulle bring die kos vir die bruid. Sê die bruidegom stuur sy kos, sy mense maak 'n special kos vir haar. En hy sit hulle uit op 'n tafel. Sy eet nie van die kos wat die guests eet nie. Sy eet haar kos wat haar man se mense gemaak het en gestuur het na die reception om te eet. As ons byvoorbeeld praat, Sandra, van die liedjie van Môre Tani, waar gaan Tani nou? Tani het gaan water daaronder by die vlei. Nou, die vrouens destyds, hulle was wasser vrouens wat eintlik die klere moes was van die rivier wat afkom daar van Tafelberg. Daar was 'n rivier wat daar gevloei het. Dan sou hulle daar die wasgoed neem om te gaan was en dit hulle gaan slaan teen die klippe en dis meer. En dit is waar dit die oorsprong vandaan, die oorsprong van die liedjie. Waar gaan Tani nou? Okay, so die Mabut is die mannetjie wat hy is 'n roeper. Hy roep die mense huis tot huis. Hy loop die hele boek op om te sê wie het gedood daai moment of daai tyd van die oggend of die middag. Nou onthou, ons begrawe dieselfde dag of die next oggend vroeg. Ja, so hy moet vir almal laat weet wie het nou gedood. Dan loop hy die hele boek op om en rond en dan skree hy die naam van die persoon, wat 'n masjid hulle vir haar gaan neem en hoe laat en almal daai soort goede van die persoon wat gedood het. Hy is genoem die Mabut, maar ons sien nie meer vir hom. Is 'n bietjie sad vir my, die gentrification wat nou aangaan, is baie foreigners wat inkom, baie van hulle raak goeie vriende en baie van hulle raak nie so goeie vriende nie, hulle kom woon nie, wat hulle respect nie ons kultuur nie en so daar's 'n bietjie van 'n probleem en but is tyd wat ons ook maar moet inmeng met almal. But daar is nog altyd die Bo-Kaap community wat nou al baie jare bly en daar's reg bo in die Bo-Kaap, daar's vir die flats as jy opgaan, as jy sien daar's flats daar, so apartments, daar is nog die ou Bo-Kaap mense. Wat hier onder wat ek bly is naby die stad
die city, so baie van die huise word verkoop. En baie van die huise wat verkoop is mense wat al oud is. Die kinders kan nie almal die huis share nie, of hulle kan nie almal daar bly nie. Hulle moet uitverkoop om die geld te kry, dat hulle kan ander plek bly. So vir daai rede verkoop baie mense hulle huise. Dit is baie sad. Soos ek hieraan dink, gaan dit problematies wees vir my. As ons 'n kliniese benadering het tot die behoue van taal. Dit kan nie geskied nie. Dit is vanaf die begin is dit iets waar ons na gaan kyk en dit gaan faal. Want 'n mens kan nie mens dwing om iets te wil leer of om iets te behou te wil bly nie. 'n mens moet aanwakker 'n wil om dit behou te wil bly. Daarom sal ek byvoorbeeld aanraai, en ek het dit al vorige aangeleenthede het ek dit al genoem al, dat as 'n mens byvoorbeeld kan begin om te kyk na kultuur, nie so ernstig kyk na jou taal as sulks en na die grammatika en dis meer en so voort, maar as ons kan kyk net na byvoorbeeld benadering wat ons kan gebruik maak van kultuur, ons maak gebruik van sang, ons maak gebruik van dans, ons maak gebruik van al hierdie tipe van kulturele aspekte, net om dit oor te bring aan ons jonger geslag, sodat hulle 'n aanleg kan vind en 'n liefde kan ontwikkel, dan mag dit miskien vir hulle aanspoor om die taal behou te wil bly. Ek het 'n program op Radio 786 en dit word elke eerste Sondag van die maand uitgesaai tussen 5:00 en 6:00 in die agtermiddag. En hier praat ons oor Afrikaans en ons praat oor Afrikaans soos ons Afrikaans praat. Want ons wil hê mense moet nie meer skaam wees vir Afrikaans nie. Want Afrikaans was gebruik deur die oppressors, deur die Nationalist Party om apartheid. Die apartheid was 'n narigheid, is nog altyd steeds 'n narigheid as ons daaraan dink, en hulle het Afrikaans gebruik as 'n scapegoat. Afrikaans is 'n taal wat ons almal gebruik. Afrikaans is 'n taal wat ons bymekaar kan bring en gaan bring. So hierdie program wat ek het is om vir mense te sê, skakel in, wees trots van jou Afrikaans, praat Afrikaans met jou kinders in die skole en vir die juffrouens. Laat die kinders poetry skryf in Afrikaans in. Laat die kinders toneel speel in Afrikaans in. Dit is baie belangrik. Hulle stories kan in Afrikaans geskryf word, kan in Afrikaans uitgeact word, en hulle moet vir kinders sê, weet waar julle vandaan kom. Weet julle dat ons grootouers die eerste mense was wat die Afrikaans geskryf het. Hoe trots sal jy nie daarop wees nie? Wonderlik is Afrikaans nie, né? 'n taal wat hier op eie bodem in Afrika ontstaan het, met die ryk invloed van inheemse tale, asook soos ons nou net gehoor het, tale uit die ooste uit Indonesië, uit Maleisië. Ek staan in verwondering as ek luister na hierdie uitgeleese mense wat vir my die oorsprong van Afrikaans verduidelik, en dan ook verduidelik wat alles oor die jare verswyg was.